Hoeveel tyd het ek? Hoeveel tyd het ek? Het ek 'n halfuur, het ek 'n halfuur, het ek 45 minute? Het ek 'n uur en 'n half, het ek 'n uur en 'n half? Hallo. Nee, Blommie, ons gaan dit nie so lank uittrek nie. Ek het een ding agtergekom, mense luister nie na lang boodskappe nie. So ek wil dit vanmôre so kort en kragtig hou as moontlik. Dat ons vanmôre by die belangrikste gedeelte sal uitkom vanmôre, wat die tafel van die Here is, die seun van God wat vir jou en vir my gesterf het, die een wat die prys betaal het, die een wat sy lewe gegee het, sodat ek en jy vanmôre hier kan wees, en sodat ek en jy vanmôre kan leef, amen? Nou ja, 20 Januarie 2026 is in die kassie, is dit so? Januarie 2026 is history, hy is in die kassie, daar is absoluut vanmôre niks wat ek en jy kan verander aan hierdie maand wat verby is nie. Hy is in gister, hy is verby, hy is iets van die verlede, so moet jou nie langer bekommer oor Januarie 2026 nie, want hy is verby. Hallo? Daar is wel vanmôre vrae wat gevra kan word, en dit is die volgende: het jy vir hom 'n verskil gemaak in Januarie 26? Hallo? Ek vra, het jy vir hom 'n verskil gemaak in Januarie 26? Die volgende vraag is, het jy jou beste vir hom gegee in Januarie 2026? Kan jy vanmôre sê, Jaco van Aswegen, ek het in Januarie 2026 my alles ingesit vir hom, ek het hom my alles gegee? Wat is jou antwoord, ja of nee? Lyk my julle sit vanmôre waar ek sit. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy moenie moed verloor nie, want jy het nog 11 maande oor. Hallo? En kom ons kyk of ons nie in hierdie 11 maande wat vorentoe gaan ophou wipplank ry nie, dat ons op 'n plek sal kom wat ons progressief sal begin om vir God 'n verskil te maak, elke maand meer en meer en meer en meer, sodat die plan wat God het vir hierdie gemeente in 2026 kan realiseer. So ter inleiding wil ek so 'n bietjie recap rondom dit wat God met ons kom deel het in Januarie 2026. En nou gaan ek 'n paar vrae vra om te kyk wie van julle het geluister. Ek ken die antwoorde vanmôre want ek het weer na al die boodskappe gaan luister. Want ek dink dit is noodsaaklik en dit is belangrik dat ek en jy sal vat wat God met ons deel en dat ons dit ons eie sal maak. So ons het begin deur te vas, dat God ons op 'n plek sal bring wat hy vir ons geheime dinge sal oopmaak. Onthou jy dit nog? Dit was mos die vasvers, Jeremia 33. Hey, kan bly wees pastoor is nie, want dit was sy boodskap. Maar ons het gevas onder die gedagte dat 2026 die jaar sal wees waarin God vir ons geheime dinge bekend sal maak. Met ander woorde, dit beteken dat jy van vandag af gaan moet begin luister. Want geheime dinge word in die binnekamer gedeel. Dis nie iets wat uitbesyn word nie. So dit beteken jy gaan moet begin luister. Toe is ons geleer dat God is op die troon en hy maak alles nuut. Hy is aan die werk en hy maak alles reg. En ons moet leef in 'n totale oorgawe aan Christus. Ons is ook geleer, ons moet ophou vashou aan die verlede en die boodskap het gekom, kom los van 2025, want jy kan niks rondom dit verander nie, dit is verby. 2026 is 'n nuwe begin en God wil iets nuuts doen. 2025 is verby. Dis 2026, hy wil iets nuuts doen. Sien jy dat die prentjie het verander? Dis nou nie so antiek nie, maar dalk het dit tyd geword om verby antiek te kom. Want ons is ook geleer dat nuwe wyn kom in nuwe sakke. En as ek en jy die nuwe werk van God wil ervaar en beleef, dan gaan ons nuwe sakke moet word, want die ou sakke kan nie die nuwe werke hanteer nie. Hallo? Dit was mos die boodskap wat deurgekom het.
En ons moet begin honger na 'n nuwe lewende verhouding, na 'n nuwe lewende verhouding met hom. En nuwe begin vra dat ek en jy die ou dinge sal los. Want ons het mos gehoor, Jesus het gesê, jy kan nie jou hand aan die ploeg slaan en terugkyk nie, want as jy terugkyk, ek dink jy's boere, dan gaan jy die kant toe ploeg of jy gaan die kant toe ploeg. Jy het jou eye op the target. Dis waartoe ek ploeg. Ek kyk nie terug nie, wanneer ek draai, dan kyk ek hoe ek geploeg het. So ons moet loskom van die ou dinge. En dan het God ons kom leer, vergeet van plan B. Onthou julle nog toe pastorie was, hoekom het ons altyd 'n plan B? Kyk, ek het so baie plan B in my lewe al gehad, nê. Ek dank die Here, dit nie almal gerealiseer nie, maar ons is geleer, kom verby plan B, want daar is net een plan en dit is God se plan. Daar is nie 'n ander plan nie, daar is nie 'n beter plan nie, dit is God se plan. Toe is ons kom leer onder die leiding van die Heilige Gees, dat ons moet leef onder die salwing van die Heilige Gees. Kan jy dit nog recall? En dit vra totale oorgawe. Dit vra tyd in gebed. Dit vra om tyd uit te koop vir vas. Dit vra om die Heilige Gees toe te laat om binne in ons lewe te werk en binne in ons kerk te werk. Met ander woorde, oorgawe aan die Heilige Gees en sy werking. En toe is die boodskap gebring dat dit vra dissipline van jou kant af. En ek wonder vanmôre hoe gedissiplineerd is ons. Toe die Heilige Gees ons kom leer dat die salwing bring die verskil en die salwing breek die juk. En jy het die salwing nodig in die tyd waarin ons leef. En wat vir my so kosbaar was, rondom dit wat die Heilige Gees met ons gedeel het, is die feit dat die salwing verander die atmosfeer. Die salwing trek die mense. Met ander woorde, dit maak nie saak hoe mooi ons program is nie, dit maak nie saak hoe mooi ons plek lyk nie, want glo vir my, in die jaar gaan hy verander, maar dit maak nie saak hoe dit lyk nie, en wat ons doen nie, dit gaan geen vrugte afwerp nie, ons het die salwing nodig, want dit is die salwing wat mense trek, en dit is die salwing wat tot bekerings lei. Dit was die boodskap. En dan het die Gees van God dit weer onder ons aandag gebring, dat ons moet klaarmaak met sonde. Hou dit in gedagte. Dan het God met ons kom praat rondom die koninkryk van God. Rondom die gedagte, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom, en dat dit moet ons boodskap wees. Hy regeer, sy wil geskied, en sy waardes heers, en toe was daar vir ons gesê, dat die Bybel is die konstitusie van die koninkryk van God. Kan jy dit nog onthou? Die koninkryk is van binne en dit begin in jou hart. Toe sê die Heilige Gees, jy moet verstaan en jy moet weet dat God se koninkryk is geregtigheid bo onreg. Dit is vrede bo vrees, en waar die Heilige Gees regeer, daar breek die koninkryk van God deur. Wat vandag vir hierdie van Aswegen sê, ek en jy gaan op 'n plek moet kom, waar ons gaan begin toelaat, dat die Heilige Gees in hierdie plek regeer, verby menslike vooropgestelde idees, verby menslike planne, verby die tradisie mentaliteit, en by die nuwe sakke met die nuwe wyn, sodat die Gees van God kan regeer, sodat ons kan opereer in die plan van die Allerhoogste. En toe is die vraag aan ons gestel, hoe leef jy as 'n burger van die koninkryk van God? Hoe leef jy as 'n burger? Demonstreer jy die koninkryk van God? Ek dink nou dadelik aan boerboelbroekie. Jy kan gaan kyk, as jy in die dorp is waar daar koöperasies of iets is, as daai perd uitklim, is dit vellies? Met kort kakies sokke, met daai stywe boerboelbroekie. Jy kan sien, plaasboer. Is dit so? En as hy dalk 'n lang broek aan het, dan kan jy sien, alhoewel vandag het ons mos nou aircons in die bakkies. Maar die ou plaasboere, ek kan onthou daar in die Kalahari wat ek groot geword het, hulle het daai F250 so hier onder die hand vasgehou. Hierdie arm is bruin, hierdie een is wit.
Die vraag is gestel, hoe leef jy as 'n burger van die koninkryk? Kan die mense met wie jy in aanraking kom, identifiseer dat jy het die koninkryk van God binne in jou? Kan hulle identifiseer dat jy is 'n koninkrykskind? Hallo? En toe is daar gevra, is God eerste in jou besluite? Leef jy volgens die woord, openbaar jy die vrug van die gees, en die wêreld daar buite soek koninkrykskinders. Onthou julle nog die halleluja mense, wat die pastoor oor gepraat het? Ek soek daai halleluja mense. Of is jy vermoere in hierdie onbevoorregte posisie, dat daar wel mense is wat sê, hierdie ou soek ek nie op my perseel, wat dalk net die gedaante het, maar nie die gestalte nie, wat ook deurgekom het. So die wêreld soek halleluja mense, hulle soek koninkrykskinders, en dan is daar vir ons geleer, en die koninkryk van God is sigbaar, waar Jesus is. Wat vandag vir hierdie van Aswegen weer eens sê, as die koninkryk van God nie sigbaar is in hierdie gemeente nie, en as die koninkryk van God nie sigbaar is in my lewe nie, dan beteken dit Jesus is nie hier nie, en Jesus leef nie in my hart nie. Dis nou maar net 'n gevolgtrekking wat ek maak, miskien is ek nie baie slim nie. En natuurlik is die vraag gestel, is die koninkryk van God in jou? Toe die Heilige Gees met ons kom deel, rondom 2026, die woord van God in aksie, die baie lank 21 boodskap, waar daar vir ons die kruks gelê is op die feit, dat ek en jy is die verlengstuk van God se plan. Hoor jy dit? Ek is die verlengstuk van God se plan, en ek en jy moet opgewonde wees oor 2026, want jy is geskape na sy beeld, na sy gelykenis, en jy is geskape om te heers. En ek wonder of jy al heers. Toe is ons geleer dat ek en jy is die voorstelling van wie hy is. Ons is die afbeelding van waartoe hy in staat is. Ons is die voorbeeld, die model dat hy leef. Ek en jy het die oorhand, ek en jy voer die heerskappy. Hallo? Kan jy dit onthou? Ons is geleer dat ek en jy moet die koggelaarsgees konfronteer. Ekskuus tog. Ek en jy moet die koggelaarsgees konfronteer, want hy het dit ten doel om jou heerskappy en jou identiteit af te takel. Dat dit 'n tyd geword, dat ons die wêreld sal wys, dat ons God leef. Die Heilige Gees het gesê, dit het 'n tyd geword, dat ons sal begin om Jesus te demonstreer, deur te staan op God se woord, en geloof in hom, dat die krag en die hulp van hom kom, en dat daar 'n verwagting is in 2026, dat God die hemel met die aarde wil verbind. En dit het tyd geword dat ek en jy die woord van God sal begin activate, wat vra dat daar 'n mindshift sal wees, sodat ons hierdie woord van God leef en demonstreer net daar waar ons beweeg. Kan jy dit nog onthou? Dit is ook 'n jaar wat daar 'n sieleoes gaan wees. Maar vir 'n sieleoes om in te kom, vra dit verantwoordelikheid dat ek en jy ons werk sal begin doen. Dit het tyd geword dat ons uit ons gemaksone sal kom. Dit is 'n jaar, is ons geleer, waarin sy teenwoordigheid wil manifesteer, dat sy heerlikheid aanskou sou word. En weer eens, het die Heilige Gees met ons kom praat oor, jy moet die sondes in jou lewe doodmaak. Tweede, derde keer. Dan het die Gees van die Here ons kom leer, dat ons moet op 'n plek kom, waar ons vergifnis toepas. Waar ons mense vergewe en mense vryspreek, amper sê ek verbyspreek. Het die Heilige Gees pertinent kom leer dat ek en jy moet verby die past issues kom, dit moet uitgesorteer word, en ek en jy moet loop in die voetspore van Jesus, want dit is die jaar van do it again. Laasweek het die Gees van die Here met ons kom praat rondom die Annerdamse eende. Kan jy dit onthou? En was die aandag gevestig, luister baie mooi, op die feit dat ek en jy moet omgee. Omgee vir mekaar. Omgee vir hierdie plek van aanbidding.
Omgee vir die samelewing. Omgee vir hulle wat verlore is, want die idioom sê mos, as ek 'n ander dam se eend is, beteken dit het niks met my te doen nie. So die kruks was van laasweek is, change direction, en kom op 'n plek wat dit vir jou saak maak, en 'n plek wat dit vir jou belangrik is. En toe kom sê die Heilige Gees, wat ek en jy moet begryp is, jy kan nie hierdie verandering teweeg bring, deur in Jan Thuis bly se karretjie te sit by jou huis nie, om die verskil te maak wat God wil hê jy moet maak, beteken dat jy moet uit jou comfort zone kom, jy moet buite kom, waar die tekkie die teer slaan, sodat God in en deur jou kan werk. Onthou jy nog, die woord wat gesê het, jy is in die wêreld, maar jy is nie van die wêreld nie. Hallo? Dis die boodskap wat deurgekom het rondom laasweek. God maak nie foute nie, en jy moet weet, in 2026, jy is nie 'n fout nie. God het 'n plan met elkeen, en God het 'n plan met sy kerk. En jy is die instrument in die hand van God. En ons moet lewe bring waar ons beweeg. God se plan is, vasgevra, nee. Dis wat God laasweek met ons kom deel het, onder die leiding van die Heilige Gees. God se plan is Jesus. Kan julle nog sien wat pastoor dit gesê het? God se plan is Jesus. God se plan was nog altyd Jesus. Hallo, is julle nog met my? So hier's die huiswerk. Jy gaan kyk al die boodskappe van voor af. Jy kan myne skiep, ek sal dit verstaan. Maar gaan luister al die boodskappe van voor af, sodat jy kan ervaar en kan beleef wat God met ons deel. Ons moet lewe bring waar ons beweeg. Sy plan is Jesus. En weer was die boodskap laasweek gebring, sonde maak dood, geestelik. En toe word die verklaring gemaak, jy is dalk waar jy is, as gevolg van die sonde in jou lewe. Maar ook 'n bemoediging dat God sal ons nooit begewe en God sal ons nooit verlaat nie. En is die vraag gestel, is jy in die plan van God? Vraag wat jy jouself moet vra. En toe was die waarskuwing gebring dat ek en jy moet ophou om te speel met die genade van God. En die opdrag gaan verkondig die boodskap dat die koninkryk van die hemel het nabygekom. Dit is wat God met my en met jou kom deel het in Januarie 2026. So hoekom sê jy dit, Jaco? Dit is baie belangrik dat ek en jy sal begin luister na dit wat God met ons deel, dat ons dit vat en ons eie maak en ons dit begin toepas sodat daar verandering kan wees. Want as die disippels nie gevat het wat hy gesê het nie en nie werk gemaak het daarvan nie, was ek en jy dalk nie vandag gered nie. Kan ek dit weer sê? As die disippels nie gevat het wat hy gesê het nie en nie werk gemaak het daarvan nie, dan was ek en jy dalk nie vandag hier nie. So kan jy nou dink, as ons kan begin vat wat hy vir ons leer en dit begin toepas, hoe vinnig gaan hierdie kerk gevul wees? Hierdie plek sal 'n plek van genesing wees. Hierdie plek sal 'n plek van oorwinning wees. Hierdie plek sal 'n plek van verlossing wees. Hierdie plek sal 'n plek van wonderwerke wees, wanneer ons kan begin vat, ons is geskape om te heers. As ons kan begin nuwe sakke wees, sodat ons die nuwe wyn kan hanteer, wat God in ons lewe in wil deponeer. So hier kom ek vanmôre, met my boodskap, kort en kragtig. Eerstens, luister, vat, pas toe. Dis nie te vergeefs nie. Onthou net, die Heilige Gees praat heel eers met my. Ek deel dit maar net met jou. So as jy pak slaag kry, kry ek pak slaag heel eerste. God se plan, Jesus, volgens wat God met ons kom deel het, laasweek, onder die leiding van die Heilige Gees. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad,
dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore hoef te gaan nie, maar dat hulle die ewige lewe kan hê. Hy het sy eniggebore seun gegee. Die simboliek vanmôre van hierdie tafel. Die seun van God wat gegee is, word vanmôre gesimboliseer in 'n liggaam wat gebreek is. Ek kan nou nie die ander uitgooi nie. En bloed wat gestort was. Gebreek vir my en vir jou, gegee vir my en vir jou, sodat ek en jy die voorreg het en die geleentheid kan hê om te leef. Pastoor het dit laasweek dink ek aangeraak of die week voor dit. Jesus se disippels kom by hom met opgewondenheid in hulle hart. Opgewondenheid. Jy gaan nie glo nie, meester, selfs die duiwels is ons gehoorsaam. Wanneer ons praat, dan sidder en beef hulle. En wat kom doen die lam van God, terwyl hierdie man so aan die brand is? Kom gooi hy so 'n bietjie water. En hy sê, wees bly, dat jou naam geskryf is in die boek van die lewe. Jesus Christus is gegee, die simboliek van hierdie tafel, sodat ek en jy vanmôre kan leef, vry van sonde, vry van oordeel, vry van straf. So hoekom leef ons dit nie? Sal jy vir my iets gaan doen as jy huis toe gaan? Ek vra jou vraag, antwoord my. Sal jy my 'n favour doen? Almal van julle. Here, as hulle dit nie doen, nie sort hulle uit. Jy's in moeilikheid, né? I've put you on the spot. As jy by die huis kom, dan gaan jy in jou kamer of jou badkamer en jy gaan kyk in jou badkamer spieeltjie. En dan vra jy jouself, is ek besig om te leef 'n lewe wat hierdie prys wat betaal is, demonstreer? Do I do this table justice, Lord? Vra jouself vandag hy vraag, doen ek hierdie tafel justice? Want wanneer iemand leef, en jammer ek het dit nou nie gaan opsoek nie, ek kan dit nou nie uit my memory uit refresh nie. Maar weet jy wat, leef praat van beweeg, leef praat van opgewondenheid, leef praat van leef. En partykeer lyk baie van ons soos hierdie ou kanseltjie, mors dood. Die lam geslag, sodat ons genesing onder ons vleuels kan hê. Jy moet vanmôre hoor dat die antwoord vir jou verlorenheid lê vanmôre in die simboliek van hierdie tafel. Die antwoord vir jou verlorenheid, kind van die Here, lê vanmôre aan die werk aan die kruis. Het sy of dit verlorenheid is van finansiële druk, het sy of dit verlorenheid is van siekte, het sy of dit verlorenheid is van addiction, het sy of dit verlorenheid is van verlore sonder God. Vanmôre moet jy hoor, jou antwoord vir die verlorenheid in jou lewe lê vanmôre aan hom en aan die werk wat hy gedoen het aan die kruis, in die simboliek vanmôre van hierdie tafel. Hierdie tafel vanmôre, sit hom vir my op gou weer Jason, hierdie tafel vanmôre wat spreek van, want so lief het God die wêreld gehad. Die simboliek vanmôre van hierdie tafel van liefde is die feit dat die liefdevolle God nie wil hê dat een persoon verlore moet gaan nie. En dit het tyd geword dat ek en jy dit sal begin deel. Daar is 'n song wat sê, above all powers, above all thrones. En dit verklaar dat hy was die roos
trampled to the ground. Hy was bereid om sy heerlikheid prys te gee. Hoor jy vanmôre wat ek sê? Hy was bereid om sy heerlikheid prys te gee, sodat ek en jy kan leef. Sy hemelse heerlikheid, om vlees te word, om te sterf aan die kruis, sodat ek en jy vanmôre kan leef. Die soetroos van Saron, the sweet rose of Sharon was trampled to the ground. Vir jou en vir my. Sodat ons kan leef. Hallo? Weet jy wat beteken het to be trampled to the ground? Dit beteken vanmôre om vertrap te word. En vanmôre kom praat hierdie tafel van liefde met my en met jou rondom die seun van God, wat vertrap en verbrysel was. Van wie hy was, tot wat hy geword het, sodat jy kan begin leef. Hoor jy dit vanmôre, sodat jy kan begin leef? Hy was vir jou verbrysel, stikkend geslaan, in flarde, vertrap, sodat jy kan leef. Sodat jy kan heers, sodat jy kan triomfeer, sodat jy vanmôre anders kan wees. God se liefde aan jou word gedemonstreer aan die kruis en gesimboliseer vanmôre in hierdie tafel van liefde. Hierdie tafel vanmôre bevestig tot my en tot jou dat ons toegang het tot die ewige lewe as jy vanmôre net kan vat wat hy vir jou gedoen het. Van Johannes 1 vers 12 sê aan almal wat hom aangeneem het, aanvaar wat aangebied is, dit tot hulle eie gemaak het, het hy die mag gegee, die vermoë, die toestemming om kinders van God te word. Hierdie tafel spreek van 'n liefde vanmôre, wat alle verstand te bowe gaan, 'n liefde, hoor mooi, waarin ek en jy moet wandel en waarin ek en jy moet leef. Hallo, hierdie tafel van liefde spreek vanmôre van 'n liefde wat alle verstand te bowe gaan, 'n liefde waarin ek en jy moet wandel en leef. Want hy sê in Johannes 13 vers 34 en jy kan lees, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos wat ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as daar liefde onder mekaar is. Demonstreer ek en jy hierdie liefde? Leef jy werklik hierdie liefde? Kan ek dit vinnig vir jou omskryf? 1 Korintiërs 13, 4-7, dis 'n liefde wat lankmoedig en vriendelik is. Dit is 'n liefde wat nie jaloers is nie, hoor jy dit Jakob van Aswegen, dis 'n liefde wat nie jaloers is nie, die liefde praat nie groot nie, die liefde is nie opgeblaase nie, dit handel nie onwelvoeglik nie, dit soek nie sy eie belang nie, dit word nie verbitter nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar bly saam met die waarheid. Dit is 'n liefde wat vanmôre alles glo, alles bedek en alles hoop. Question 1. Is dit die liefde wat jy in jou huis ervaar en beleef? Is dit die liefde wat jou kinders, jou man en jou vrou ervaar en beleef? Is dit die liefde wat jy in jou werksplek demonstreer? Is dit die liefde wat die samelewing aanskou? En is dit vanmôre die liefde wat jou medebroer en suster in hierdie plek ervaar?
As 'n ou Pinksterkoortjie wat sê, it's love, it's love, it's love that makes the world go round, it's love, it's love, it's love that makes the world go round, it's you, it's me, that makes the love go round. So let us make the love go round. Ek vra jou vanmôre, is dit die liefde wat die wêreld sien en die mense sien wanneer hulle vanmôre na jou kyk? Ek maak klaar. Ek herinner jou, 1 Johannes 4, 7 tot 10. God is liefde. Om God lief te hê en die broeders lief te hê. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. Hoor mooi. En is uit God gebore en ken God. Sê dit vanmôre dan by implikasie? As ek dit nie leef nie, as ek dit nie demonstreer nie, dan ken ek hom nie. En ek is nie uit hom gebore nie. Want God is liefde. As jy na my kinders kyk en jy sien hulle het my streke en my sexy looks. Maar in elk geval, ja, daar's iemand wat hom gevang het. Maar wanneer hulle na my en na jou kyk, moet hulle sien wie hierdie God van liefde is, wat ek en jy aanbid. Amen. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun gegee het, die een wat sy heerlikheid prys gegee het, sy mooiheid en stikkend verbreek het, sodat ek en jy vanmôre kan lewe, die simboliek van hierdie tafel van liefde. En hierin is die liefde nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as versoening vir die sondes. 90% van Januarie was God se boodskap, breek met die sonde, maak dit dood. Die tafel vanmôre, die simboliek van versoening vir ons sondes. So buiten die liefde kom leer hierdie tafel jou en my vanmôre dat daar is vir ons ook versoening, herstelde vrede tussen God en die sondaar. Herstelde vrede tussen vriend en vriendin. Herstelde vrede tussen familielid en familielid, sodat daar vergifnis geopenbaar en gedemonstreer kan word. Die tafel kom sê vanmôre vir jou en vir my, sort out the past issues. Maak klaar met jou sonde. Vergewe. Want as jy nie kan vergewe nie, kan dit jou vanmôre uit die hemel uithou. Onvergifnis kan jou uit die hemel uithou. Sit vir my op, Matteus 6, 14, 15. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, as julle, my included, die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar, next one, as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. So hoe gaan jy in die hemel kom? You need forgiveness. Hey, it's time to forgive. Baie belangrike ding rondom vergifnis. Soms is dit nodig dat jy jouself ook vergewe. En laat ek dit sommer vanmôre noem. God het dit nie ten doel om jou skade te doen nie. So moet hom nie blameer en in onvergewensgesindheid teenoor hom staan, omdat jy dalk vanmôre voel of glo hy het jou skade aangedoen nie. Sorteer hy past issue uit. Hoe lyk jou hart vanmôre rondom vergifnis? Ek sê byvoorbeeld, 2026 mag 'n jaar wees waarin ek jou baie kwaad gemaak. Onthou jy met my vergewe. Die woord aan my kant. Hierdie tafel spreek ook vanmôre met my en met jou rondom genesing. Buiten liefde, buiten versoening, spreek dit vanmôre met my en met jou rondom genesing, want Matteus 8:17 sê, hy het ons krankhede
op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ek en jy hoef nie langer in siekte vasgevang te wees nie, want daar is 'n tafel wat spreek vanmôre van genesing. 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 As jy vanmôre in hierdie plek sit, of jy dalk in die bevoordeelde posisie is om na hierdie boodskap te luister en jy is siek, dan vra ek jou vanmôre, wanneer jy na hierdie tafel toe kom vat jou genesing. Wanneer jy na hierdie tafel toe kom vat jou verlossing. Wanneer jy na hierdie tafel toe kom vat jou redding. Hallo. Hierdie tafel van liefde kom leer jou en my vanmôre. Dit is volbring. Dit is vervul, dit is uitgevoer, dit is voltooi, sodat jy 'n lewe van lewe en oorvloed kan leef. Jou antwoord vanmôre, God se plan, Jesus Christus aan die kruis, die antwoord en oplossing vir alles vanmôre in jou lewe. En omdat hy bereid was om sy lewe af te lê, sê die woord van die Here, Filippense 2 vers 6 tot 11. Terwyl hy opsit, kan jy luister. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan mense gelyk te word, en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word aan die dood, ja, die dood van die kruis, en daarom het God hom uitermate verhoog en hom 'n naam gegee bo elke naam, sodat in die naam van Jesus Christus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus is die Here van die leerskare, die antwoord op alles. Ek sluit, wat wil jy hê? Moet vandag sy knie buig in jou lewe, in die naam bo elke naam. Baie maklike vraag, kom ek vra hom weer. Wat wil jy hê vanmôre? Moet die knie buig in jou lewe, in die naam bo elke naam. Is dit vanmôre addiction? Is dit vanmôre siekte? Is dit vanmôre finansiële druk? Is dit vanmôre ongesteldheid? Is dit vanmôre bekommernis? Is dit vanmôre hartseer? Ek het nie vanmôre 'n saak wat dit is nie. Die saak vanmôre is die feit dat daar is 'n naam bo elke naam en sy naam is Jesus Christus, en elke omstandigheid sal sy knie buig, want hy is hoog en verhewe en sy soon vul die tempel. Ek gaan vra dat my vrou en my dogter vorentoe kom wat my gaan kom help. Jason, sê jy gou vir my net daai ding mute. Ek wil hê jy moet vanmôre, wanneer jy na hierdie tafel toe kom, wil ek hê jy moet vanmôre fokus op dit wat jy wil hê. Die knie moet buig in jou lewe. En ek wil jy moet vanmôre fokus wanneer hulle by die koorvers gaan kom, terwyl ons in aanbidding gaan wees, en jy moet vanmôre dink aan this rose, the sweetest rose of Sharon, that was trampled to the ground, die een wat vertrap was, sodat ek en jy vanmôre lewe in oorvloed kan hê, en dat elke omstandigheid vanmôre sy knie kan buig. So ek gaan vra, terwyl ons almal in aanbidding bly, kom ek gee gou vir die program dat jy rustigheid het. As jy vanmôre iets in jou lewe het, en jy wil hê dit met die knie buig, dan kom jy uit, dan gaan ek jou met die tafel bedien. En as ons klaar is met die wat uitgekom het, wat wil hê, daar is iets wat die knie moet buig in die naam van Jesus Christus, dan gaan ek die worship span bedien met nagmaal. En daarna gaan ons as gemeente bedien. Maar as jy vanmôre sê,
There's something that needs to bow the knee in my life. Dan vra ek dat jy vanmôre uitkom. Want in hierdie van asweging se lewe is daar goed wat die knie moet buig. So ek kom vanmôre na hierdie tafel toe sodat dit die knie kan buig in die naam bo elke naam, in die simboliek van hierdie tafel van liefde, sodat ek kan leef tot my volle kapasiteit, tot eer en verheerliking van sy groot en heilige naam en tot heerlikheid van hom.